Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Toe die man met die verdorde hand na Jesus toe gekom het in Markus 3, het Jesus vir die man gesê in vers 5, steek jou hand uit. Jesus wou nie hê die man moes skaam wees oor sy swakheid en dit wegsteek nie. Nee, hy wou hê dat die man met vrymoedigheid moes uitreik en sy genesing ontvang. Net so wil Jesus sê ons moet ook eerlik wees oor ons swakhede. Sommige mense reik nooit uit vir hulp nie. Daar is mense met ernstige huweliksprobleme en genesingsprobleme, maar hulle sal net hulle goeie hand wys, want hulle wil nie hê dat enige iemand die verdorde hand van hulle lewe moet raak sien nie. Hulle wys net die deel van hulle wat hulle gesond, gelukkig en perfek laat lyk. Maar dit is egter juis wanneer ons swakhede erken, wat ons afhanklikheid van God besef. Die oomblik wat 'n mens jou swakhede erken en besef dat jy niks op jou eie kan doen nie, maak dit jou meer afhanklik van God. Daarom sê God vir Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. As jy geen swakhede gehad het in jou lewe nie, sou jy nie gedink het, jy het God nodig nie. Sou jy nie gedink het, jy het enige iemand nodig nie. Paulus sê in vers 10, want as ek swak is, dan is ek sterk. Hoekom is hy sterk wanneer hy swak is? Want hoe meer hy besef dat hy swakhede het, hoe meer besef hy sy afhanklikheid van God. Wat jou swakheid ook al is, moet dit nie wegsteek nie, maar erken dit teenoor God, want hy kan iets wonderliks daarmee doen. God wil nie net jou sterkpunte gebruik nie, hy wil ook jou swakhede gebruik. Want nadat God jou gehelp het om 'n sekere swakheid in jou lewe te oorkom, kan jy weer iemand anders help wat deur dieselfde gaan as wat jy deurgegaan het. Dit is die God wat ons dien. Hy weet selfs hoe om jou swakhede te verander in iets goeds. So moenie skaam wees oor jou swakhede nie. Erken dit vandag teenoor God. Here, ek besef dat ek baie dinge in my lewe probeer verander, wat nie sonder u krag en genade verander kan word nie. Daarom vra ek vandag, dat u sal kom en my swakhede in sterkpunte sal verander. In Jesus naam bid ek dit. Amen.